Nou ja, ek sê altyd, die kerk is die blanke se grootste vyand. So, vir al die Engelse kerke. Maar hierdie klomp Afrikaanse kerke is maar net so 'n probleem hier in Suid-Afrika. Hulle staan so hand om die blaas saam met die ANC en die EFF kommuniste. Maar dit nou daar gelaat. Hier's 'n stukkie interessante nuus vir jou. Berigie wat daar op Marula Media kom. Amerikaanse kerk gaan nie help om Afrikaners te hervestig nie. Die eerste groep Afrikaner vlugtelinge met hulle aankoms, gemeentes van die Episkopaalse kerk. In die Verenigde State gaan nie hand bysit om die 49 Afrikaners te hervestig wat die Amerikaanse regering as vlugtelinge in die land verwelkom nie, want sê hulle, ons is in die lig van ons kerk se onwrikbare verbintenis tot rasgeregtigheid en versoening, as ook ons historiese bande met die Anglikaanse kerk van Suider-Afrika. Nou die Anglican is net soos die Katholieke, daar is nie vir my verskil nie. Nie in staat om hierdie stap te doen nie, sê Sean Raufoort, sittende biskop. Ja, hy het ook 'n biskop, verstaan jy? Rome het ook 'n biskop, hy is die paus. Nou ja, daar heers groot ongelukkigheid binne kerkverband, omdat die groep Afrikaners vlugtelingstatus bekom het, terwyl talle ander minderheidsgroepe al jarelang daarvoor wag. Weet jy, loop en lieg, dit gaan daaroor dat blankes oorgekom het na die FSA en nie blankes nie. Want al hierdie kerke werk vir die paus se agenda, naamlik open borders en die oorstroming van blanke lande deur die derde wêreld, swart, Suid-Amerikaans, Basters, Islamities, Chinees, name it, net nie wit nie. Wites moet in hulle land bly, daar moet hulle onderdruk, vermoor, verkrag, gekaap word, hulle kinders moet nie kan skool gaan nie, hulle moet nie kan werk kry nie, hulle moet vrek van die honger. Dis eintlik wat die kerke se agenda is, want hulle werk almal vir die pausdom. Maak nie 'n fout nie. So hulle het bande met die Anglican Church. Nou die Anglican Church hier in Suid-Afrika was nog al die jare die blanke se vyand. Maak nie 'n fout nie. So dit is, hulle is hartseer en skaam, sê Rou, dat baie vlugtelinge toegang tot die FSA geweier is. Ja. So dit is eintlik waaroor dit gaan. Dit gaan daaroor dat dit blankes was en nie blankes nie. En dit bevestig weer eens wat ek sê. Bevestig weer eens. As die kerk nou regtig dan nou sê, hulle is nou Jesus volgers, hoekom maak hulle dan nou hierdie onderskeid? Hoekom maak hulle die onderskeid? 'n refugee is 'n refugee. Ons gaan 'n persoon help om in die land, as hy in die land inkom, die regering het hom ingebring, ons gaan hom help met werk en wat ook al. Wat Jesus sê ons moet. Baie kerke redeneer so. Dit is hulle evangelisasie, behalwe as dit kom by blankes. As dit kom by blankes, doen ons niks. Hoeveel kerke weet jy, doen evangelisasiewerk en gee kos vir die blanke plakkerskampe in Suid-Afrika, waarvan daar ten minste meer as 80 is, in en om Pretoria. Laaste het ek gehoor, hulle tel so, daar by Solidariteit. Nou wil ek jou vra, jou kerk, weet jy waar jou kerk se tiendes teen gaan? Maatjie, weet jy? Of sit jy maar nou net daar Sondag, dat jy net 'n pleister kan kry vir die seerplek? Maandag tot Saterdag, hoe remoer jy, maar Sondag sit jy in die kerk. Hoekom sit die blankes in Suid-Afrika nog in kerke? Kan iemand net vir my verduidelik, wat soek julle daar? Waar is die ouens wat so graag skraal op TikTok, wat sogenaamde Christen ouens, hulle sit die kerke vol, man. Ek sien daar by Doxa Dio, staan die mooiste karre, hulle sit almal daar vol by die kerk. Wat kry julle van die kerk af? Is dit omdat julle nie meer julle Bybels lees nie? Is dit omdat julle nie julle Bybels verstaan nie? Wat is die ding dat 'n ou so in die kerk boer? Ek verstaan nie mooi nie. Ek het groot geword in die NG Kerk tot in 1987, toe is ek 18 en ek het die kerk verlaat. En ek is baie bly ek is tot vandag toe baie dankbaar dat ek uit die kerk uit is. Ek weet en verstaan meer van die Bybel as meeste predikante. Ek sal enige een uitdaag met my 'n gesprek te voer. Maar julle kerkgangers, julle ouens wat die predikante so vol stop, dat hulle so vet is en 4 keer 'n jaar vakansie hou, en hulle huise betaal en so aan, om watter rede
doen julle dit? Wat kry julle uit die kerk uit? Wat is die voordeel vir julle in die kerk? Ek verstaan nie. Is dit omdat ons bazaar hou en lekker koek en tee kan eet op 'n Saterdag en dan voel ons daarom daar's iemand wat vir ons lief is? Of wat is die rede hoekom julle in die kerk is? Ek verstaan nie. Want die kerke was ons nog nooit ter wille nie. Wanneer laas het jou kerk opgestaan in hierdie land en vir die ANC regering gesê, luister, hoekom diskrimineer julle teen blankes? Nou ek wil vir julle sê, die dag as die ANC regering begin goed te vat, en bankrekenings, pensioene en grond en whatevers, wil ek hê, hy moet kerke se grond ook vat. Ek wil dit hê. Hulle kan daai kerke almal omskep in moskees, of hawelose sentrums vir haweloses, daar's baie plek, hulle kan bedjies indra, nou, en dit kan vir die kerke kan daarvoor gebruik word. Dit is 'n baie goeie idee, dink julle nie ook so nie? Want ons het nie meer die kerk nodig nie. Want ek julle sê, as jy nou nog 'n kerk nodig het om te dink jy moet gered kom, dan kry ek jou jammer, dan weet jy glad nie wat aangaan in jou Bybel nie. So jy het 'n kerk vir niks nodig nie. As julle net vir my kan verduidelik waarvoor julle die kerk nodig het, sê net vir my asseblief. Want sover my kennis strek, het ek 'n kerk vir niks nodig nie. Dit staan nie in my Bybel ek het 'n kerk nodig nie. So ja, ek kry julle jammer volk. Die kerk is julle nie ter wille nie. En hier kry ons nou 'n baie oulike bruggie van daar oorsee af. Nie eers daai oorseese kerk, hier's 'n oorseese kerk, is nou te skaam om blankes te help. Nou ja.